Ek wil vanoggend iets baie persoonlik met jou deel. Nou moet jy weet, 'n ding moet eers met my gebeur en dan kan ek daaroor praat. Anders te praat ek te hoog en ek praat ideale wat niemand by uitkom nie. So ek glo, ek preek dit wat ek leef. Ek preek nie dit wat ek glo nie, dit wat ek leef. En ek leef goed wat ek glo. Dis wat belangrik is. Maar nou het daar 'n ding met my gebeur. En ek praat met die Here, en vanmôre, terwyl ek gaan stap, het ek regtig 'n openbaring van die Here, want ek praat met die Here en sê, Here, hier's 'n ding wat my seer maak in my lewe, en ek kan nie verstaan hoekom dit my bly seer maak nie. Ek praat met die Here, en ek sê, Here, dis goed wat ek toe ek jong was, dalk geplant het, ek het dieselfde gedoen, en dan vra ek, Here, ek is jammer, ek het al gesê, ek is jammer, ek kan nie verstaan nie, kan nie my dan nie vergewe nie, ek dog het my vergewe, en nou voel dit, ek maai dit wat ek gesaai het, en ek verstaan nie hoe dit werk nie. Ek het dan gevra, Here, vergewe my. En die Here sê vir my, ek het jou vergewe. Maar onthou, dis saad wat jy geplant het. En onthou, daar was 'n dag gewees, en dis die openbaring wat die Here vir my gee, wat hy na 'n vyeboom toe geloop het in Markus 11. En hy het na die vyeboom toe geloop, en hy het vrugte gesoek om te eet, want hy was honger, en hy kry niks nie. En toe sê hy van die vyeboom, mag niemand ooit weer 'n vrug van jou eet nie. En die Here spreek daardie vyeboom aan. En die volgende dag toe hulle verbykom, toe daai vyeboom verdroog tot in sy wortels. Party vertaling sê van sy wortels af verdroog. En in my geestesoog sien ek klomp boompies wat ek oor die jare geplant het. Wat die Here het my vergewe, hy het genade met my, maar daai ding groei nog. En nou wil ek vanmôre vir jou baie duidelik sê, sien jy hierdie boom agter my? Dis 'n groot boom. Ek weet nie hoe lank hy daar staan nie. Ek weet nie vir hoeveel jare hy staan nie, maar daar was 'n dag wat 'n saadjie in die grond geval het, of hulle het gekom en spesifiek 'n klein boompie geplant en daai ding het groot geword. Nou sê die Here, daar's geestelike goed in jou lewe. Jy kan vergifnis vra, die Here vergewe jou, jy kan jou sonde bely, hy vergewe jou, jy kan bid, jy kan soebat, jy kan smeek, maar daardie boom sal bly staan in jou lewe, totdat jy dit nie aangespreek het in jou lewe nie. Die Here gaan al kom, dan staan daai boom nog steeds in jou lewe, want jy spreek dit nie aan nie. En skielik toe ek dit besef, toe onthou ek van goed wat ek jare terug al aangespreek het in my lewe, en ek sien, dis dood in my lewe, dan moet ek nou weer 'n ding wat die Here vir my openbaar, aanspreek in my lewe, 'n ding wat my seer maak, dit aanspreek. Inteendeel, die Here sê vir die disippels, die probleem kan so groot soos 'n berg wees. As jy dit aanspreek, en jy het geloof, en jy het nie twyfel in jou lewe nie, sal daardie berg, God sal daardie berg vat, hy sal dit optel, en in die see gaan sit, as jy dit aanspreek. En ek wil jou aanmoedig om dit aan te spreek. Nou ons is in die einde van ons paar dae, en dan sit en dink ek vanmôre, ja, alles kom tot 'n einde. Alles kom nie tot 'n einde in jou lewe nie. Jy wens maar alles het tot 'n einde gekom in jou lewe. As jy nie goed gaan aanspreek in jou lewe, wat van kinderdae af in jou lewe daar is nie, gaan daai ding bly groei, en jy gaan die vrugte eet van daardie ding. Nou baie keer dink jy, dis baie oulik, maar eintlik is daar geen vrug nie, daar's geen voedsel nie, dis geen kos nie, dit maak jou net seer. Maar ek wil jou aanmoedig om dit aan te spreek. Nou kan jy dink soos wat? Soos vrees in jou lewe, om dit aan te spreek in jou lewe, bitterheid aan te spreek in jou lewe, woede aan te spreek in jou lewe, wat dit ook al mag wees, onvergewensgesindheid, haat, wat dit ook al mag wees, jaloesie, jy kom net nie oor hierdie ding nie, maar dis dalk 'n ding wat van jou ouers se tyd af, voorouers, 'n ding wat oor en oor gebeur het, en dan moet jy daai ding aanspreek in jou lewe, en daai ding bestraf in jou lewe, en sê doodgaan, en sê niemand sal weer van jou eet nie, sodat dit doodgaan. Dan wil ek weer sê, alles gaan nie verby nie, daar's goed wat bly in jou lewe, en die probleem is, ek het hierdie beginsel vergeet, maar vanmôre toe ek gaan loop het, toe gee die Here vir my openbaring, en sê, die Here het my vergewe, die Here het my vrygespreek, maar daai boom staan nog en groei, ek moet daai boom doodmaak in my lewe. En toe begin ek bid en sê, Here, wys vir my boompies wat geplant is in my lewe, dalk deur ander mense, deur myself,
deur goed wat ek gesê het of ander gedoen het, maar dit aangespreek en doodgaan in my lewe. Nou ek wil vanmôre sê, jy kan goed aanspreek in jou lewe, dat dit kan doodgaan. God het 100% die gesag vir jou gegee. As jy geloof het, jy het nie twyfel in jou hart nie. Kom ek bid saam met jou. Here, ek bid vanmôre, dat nie een van ons sal vergeet wat U vir ons gedoen het nie, en wat die gesag U ons gegee het nie. Here, U het ons lief, U het ons vergewe, maar U wil hê ons moet goed aanspreek in ons lewe, en ek bid, dat U vir elkeen van ons sal openbaar, wat ons moet aanspreek in ons eie lewe, nie ander se lewe nie, in ons lewe, dat dit sal doodgaan in ons lewe. In die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.